Wat 'n voorreg om vanoggend so saam met jou te kuier op 'n Sondagoggend. Natuurlik vir ons as gelowiges op die Christelike kalender is hierdie een besonderse week. Hierdie is ook waar die nagmaal voorberei is, waar Jesus in die stad ingekom het die laaste week voor sy kruisiging. En jy kan dit gaan lees ook so in Lukas 1, 2 en 23. En ek wil vanoggend nie by dit stil staan nie, maar ek wil jou herinner aan die prys wat die Messias betaal het vir jou en my. Ingekom het in 'n stad, so ironies, hulle het die palmtakke neergegooi en selfs onder kledingstukke om geëer en om lofliedere besing, om maar net later in die week te kruisig. Nou vir my, baie lekker om saam met jou te kuier hier uit Frankfurt, en vanaand is ons laaste diens hierso, en ek wil tog vir jou uitnooi om vanoggend, sommer net daar waar jy is, hierdie boodskap te share en iemand te tag. Glo dit is so nodig dat ek en jy ook hierdie boodskap moet hoor vanoggend, want baie keer vergeet ons die prys wat vir ons betaal is, en ons voel nie goed genoeg nie, ons voel afgemat, ons voel teleurgestel, te neergedruk, angstig en depressief. En ons vergeet die volkome prys wat Christus Jesus vir jou en my betaal het. En vanoggend, wil ek jou maar net 'n bietjie kom bemoedig uit die woord, uit die skrif, sodat jy vanoggend dit sal vat en joune maak, en dat jy vanoggend weer jou identiteit in Christus sal ontdek. Jy weer ontdek wie jy is in Christus, sal weet die prys wat vir jou en my betaal is. Weet jy vanoggend die prys wat betaal is, was nie 'n halwe prys nie, dit was nie 'n persoon wat halfpad opgegee het op jou en my nie, wat tot die dood toe getrou gebly het, sodat sy bloed uitgestort kon word vir jou en my. Daarom is ek vanoggend ewig dankbaar, Here, terwyl ons elkeen so saam kuier, vir die prys wat U betaal het, om ook die pad te gestap het, die Via Dolorosa, 'n pad van my ongeregtigheid en sonde, het U op U geneem. My laste het U op U geneem. Ons laste het U aan die kruis vasgespijker, en U het met U liggaam betaal. En vanoggend wil ons kom om dankie te sê dat U die prys vir ons betaal. Ons eer U, ons loof U. Ons wil vanoggend dankie sê vir 'n nuwe lewe in Christus Jesus. Dankie dat ons weet vanoggend dat stel mens te leer, U stel nooit te leer nie. En U, Here, kan ons U volheid ontdek, kan ons U krag ontdek. Mag vandag ook so, Here, 'n dag wees in Boetas en Sissas se lewens, waar hy en sy ook stil word en beleef en ervaar U genade. U genade is vir ons genoeg. Genade, Here, wat nie, Here, met 'n bankrekening, Here, uitgewis kan word nie. Genade wat ek niks kan gee, behalwe om myself neer te lê en te sê, kom, o Skepper Gees, kom vul my met U Gees. Here, vanoggend is U 'n man en 'n vrou wat saam luister, wat deur dinge gaan en deur dinge gekonfronteer word. En is my gebed dat hy en sy ook, juis op 'n oggend soos hierdie, sal sien en ervaar en beleef die volheid in Christus Jesus. Here, dankie dat U ons beker kom vul. Dankie dat U hierdie vuil kleed kom afhaal en ons bekleed met 'n nuwe kleed. 'n Kleed wat 'n dierprys betaal is. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Vanoggend baie lekker om saam met jou te kuier, en ek glo jy het 'n besonderse week agter die rug. Ek kyk uit om saam met jou te kuier in hierdie week wat voorlê. Ons het 'n paar dienste wat voorlê. Vrydagoggend, as jy op Goeie Vrydag in Christiana, ek hoor as mense wat van Kimberley af deurkom. Nou as jy in Christiana is by die Volle Evangelie Kerk, eerskomende Goeie Vrydagoggend 9:00, en Sondag, Opstandingssondag 9:30 oor 'n week by Christiana. En ek kyk uit om saam met jou te kuier. En mag jy ook in hierdie week uit die woord baie waarhede ontdek. Mag daar groei plaasvind. Onthou, elke oggend of elke aand se boodskap kan jy ook vind op my WhatsApp groep in PDF formaat, so ook vir oggend se boodskap.
kyk uit om vanaand saam met jou te kuier, 'n besonderse woord om met jou ook te deel vanaand. Maar daar's iets moois uit Jesaja hoofstuk 1 uit wat ek tog net so kortliks vir jou wil lees. En ons ken die verhaal van die volk wat telke male hulle rug teen God gedraai het. En ek lees hier 'n pragtige gedeelte en ek wil dit sommer vanoggend vir jou voorhou. Hy sê in Jesaja hoofstuk 1 en hy sê op vers 16, hy sê, gaan kry eers julle lewens reg. Hou op om al hierdie verkeerde goed te doen. Los die slegte goed waarmee julle besig is. Leer eerder hoe om weer goed te doen en sorg dat mense billik en onpartydig behandel word. Help die wat misbruik word en beskerm die regte van die wat nie vir hulle self kan sorg en nie al die geleenthede in hulle lewens het nie. Kom ons handel. Nou sê in vers 18. Hy sê kom ons handel die saak af, sê die Here. Dit maak nie saak hoe diep die vlekke van julle sonde is nie. Ek kan dit skoonmaak. Al was julle bloedrooi gevlek van die sonde, kan ek dit wegwas en julle so wit laat word so sneeu wat nou net geval het. Selfs al is die vlekke van julle sonde pipperrooi, sal ek julle skoonmaak sodat julle so wit so splinternuwe wol sal lyk. As julle na my wil luister en my toelaat om julle te help, sal julle die goeie bestaan in hierdie land kan maak. Maar as julle weier en aanhou rebelleer, staar julle die oorlog in die gesig. Dit is wat die Here gesê het. Dit is so mooi as jy hier vanaf vers 16 in Jesaja 1 lees, dan is dit eintlik so profeties na Matteus toe, Markus, Lukas, Johannes, die sinoptiese evangelies, om aan te kondig die prys wat vir my en jou betaal is, aan te kondig dat ek sal jou skoonmaak, Stefan, ek sal jou skoon was, ek sal al is dit vol vlekke, sal ek kom en ek sal dit kom skoon was. Paar duisend jaar later kom Christus en hy kom betaal 'n prys aan 'n kruishout vir my en jou. En juis hierdie week voor die kruisiging het hy al reeds geweet. Dit is soos om in 'n drukgang ingeleid te word. Al was daar hierdie jubelgesange, was dit tog in sy diepste binneste het hy geweet dat die oomblik aangebreek het. Die kompassie in gebed daai nag was so erg gewees dat die sweet uitgeslaan het soos bloeddruppels. Nou ja, as jy nog nie jou plekkie bespreek het van die 4de tot die 12de Junie, ons saam met ons Israel toe te gaan nie, jong, jy gaan uitmis, want daar's 'n plekkie in daar waar Jesus gebid het, tussen al daai olyfbome wat nog steeds daar staan. En in daai tuin het hy gebid en die disippels het geslaap. En hy het so wegbeweeg en gaan bid, juis vir jou en my sonde. Juis terwyl hy gebid het, was dit so erg geweest die intensiteit, daar waar hy gesit het. Hulle het 'n groot, amper seker kathedraal, 'n groot kerk bokant, daai area gebou, waar Jesus gebid het. En as jy daai klippe sien, dan besef jy, hy het hier gesit, en hy het ingetree, en gesê, laat hierdie beker by my verbygaan. En dan is dit so, dat ek en jy, in die dag en uur, baie keer voel, dat ons niks werd is nie. Ons laat mense se woorde, ons laat mense se idees rondom ons, op ons groei, woorde van mense op ons groei, en ons voel ons niks werd is nie. En dit voel asof alles wat jy en ek doen onder 'n mikroskoop geplaas word, dat jy altyd dopgehou word, gedurig gekritiseer word, jy gee en gee, maar selfs jou beste voel soms nie goed genoeg nie. Gisteroggend by koffiewinkel, toe ons daar ingaan, ek wil net hier die robotele, net hier so 'n bietjie blok, wat nou kom plaai op ons groep.
En terwyl ons by die koffiewinkel instap, sit daar 3 vrouens, maar hulle rek hulle nekkies soos kalkoene. En jy kan duidelik sien dat die gesprek wat gevoer word aan daai tafel, was nie die gesprek gewees wat hulle mee besig was voor ons ingestap het nie. En gister by 'n braai, toe dink ek juis aan gisteroggend, die opinies van mense. En terwyl ek tussen mense sit, ten minste 40 mense, het elkeen tog van mekaar 'n opinie. En baie keer is ons geneig om te glo wat mense sê, te glo, ja, dit wat mense sê dra meer krag en dit het 'n invloed op jou en my. Nee, dit moenie. Ek wil vanoggend vir jou sê wat vir my so mooi is dat Jesus Christus het dit op hom geneem. Jou en my sorge en foute. En ek weet nie of jy ook al 'n paar foute onlangs gemaak het in jou lewe nie. Onlangs gevoel het dat jy nie goed genoeg voel nie. En jy voel dat jy probeer jou bes te gee en tog voel dit dat jy mense teleurstel. Die vraag wat ek wil vra is, dit voel vir my asof ek nie goed genoeg is vir my kinders en vir my man en vir my vrou, sal ons baie keer sê. En ek probeer elke dag my bes doen om elke aand voel dit vir my, as ek terugkyk, en dalk sê jy dit vandag, dat jy jou man, jou kinders, jou besigheid, mense om jou teleurgestel het. Ek blaai baie keer deur Facebook en vergelyk mense hulle self met ander mense en daar's apps wat jy weet jou gesig op 'n ander lyf kan sit. Ag, jy maak nou of jy nie weet wat ek van praat nie, maar is dit tog nie maar so hoe ons elkeen maak nie. Ons sit vir ons ander wangbene in en ons sit vir ons ander lyfies op. En ons wil altyd net voel ons dat ek net nie goed genoeg is nie. Dit voel so dat as ek dit net kan verander. Dit voel so asof ek 'n prentjie op Facebook kan sit, want dit is tog so. As jy na Facebook kyk na 'n gesin, dan lyk hulle so gelukkig. En die skok om later te sien daai woordjie married verander na divorce. En dan kyk jy en dan sê jy, hulle het dan altyd so mooi en gelukkig gelyk op Facebook. Op Instagram lyk sy soos hierdie perfekte vrou. En dan lees jy die volgende dag sy het eie lewe geneem. En jy kan dit nie glo nie, jy kan dit nie verstaan nie. En dan lyk dit so, as jy daardeur blaai, hoe mense hulle self probeer vergelyk met ander, hoe ek lyk met ander mense, dan voel dit vir my baie keer dat ek in baie opsigte baie tekort kom. Ek praat oor die algemeen vanoggend met jou, omdat ons voel nooit goed genoeg nie. Ek sukkel regtig, sal iemand vir my die ander dag sê, om weer my vertroue te bou in die samelewing, in vrouens of in mans. Ek hoor dit elke dag. Ek vind dit moeilik om op 'n plek te kan kom om vertroue te hê in wie ek self is, omdat ek myself in baie opsigte so teleurgestel het. Ek dink aan die disippels, Petrus wat in hy laaste week die Messias verraai het, selfs daai aand wat hulle hom in hegtenis geneem het, Judas wat hom uitgelewer het, wat deur hulle gedagtes gegaan het. Petrus het gevlug, hy het teruggegaan na sy ou natuur toe om vis te gaan vang, weg van almal, want hy het geweet, hy het ontken die Messias. Judas het homself gaan ophang. En as jy verder gaan lees, dan sien jy die genade wat God betoon het teenoor Petrus, en Petrus duisende tot inkeer gebring het. En hoe dit 'n impak op die evangelie van ons dag en uur het. Baie keer maak jy foute, en dalk het jy 'n fout hierdie week, of in die laaste maand, of in die laaste jaar van jou lewe gemaak, of in die laaste seisoen van jou lewe. En jy voel, daar's onvergewensgesindheid. Dit voel of jy jouself nie kan vryspreek nie. God kan jou gebruik net soos jy is. Hy wil jou gebruik net soos jy is. Weet jy vanoggend wie jy is? Lees Jesaja 1
En ek kyk hierna en ek sien die kanse wat God vir die kerk gee. Hoe Christus vir my kanse gee, vir jou kanse gee. En ons definieer, ek wil tog net hierdie James Justice ook maar net weer blok. Ek het gesien hierdie week is hulle so besig op die blaaie. En ons wil ons so vergelyk, en ek wil vanoggend by hierdie gedeelte kom stil staan om vir jou te sê, as ek na Jesaja 1 kyk, en ek kyk deur al hierdie gedeeltes in die woord, die prys wat betaal is, ek dink ons verloor baie keer die essensie van die boodskap van God se genade en God se liefde. Ons definieer onsself te maklik volgens ons beroep, ons verhoudingsstatus, waar ons bly. Tog is dit goed, alles. Dit alles is goed. Wat ons tog weet is, dat dit alles ook in 'n oogwink van my en jou verwyder kan word. Wie sê jy vanoggend, op hierdie pragtige mooi dag, begin van 'n nuwe week wat voorlê, juis in hierdie tyd, wie sê jy is jy? Sonder dat jou beroep, sonder dat jou lewensmaat, jou kinders en selfs jou kerk jou definieer. Wie is jy? Wie sê jy wat vanoggend luister is jy? Onthou, ek wil hê jy moet baie mooi hoor wat ek vir jou sê, dat jy is 'n individu met 'n temperament, met 'n karakter, met 'n persoonlikheid. Jy leef nie toevallig vandag in hierdie land of waar jy ook al is nie. Jy is ook nie 'n fout, 'n glips of 'n probleem nie. Ja, ek was nie beplan gewees nie, sê jy dalk vir my. Wel, hy daai man, hy daai vrou gebruik om by jou uit te kan kom. Daarom moet jy dit nooit uit perspektief verloor nie. Jy moet dit nooit, hou dit in gedagte. Wat sê ek vir jou vanoggend? Jy is nie 'n fout nie. Die prys wat betaal is in Jesaja 1 en wat deurgaan in die sinoptiese evangelies, bring dit duidelik na vore hoe lief, hoe innig lief Christus, God, die Vader, jou en my het. Jy het 'n doel op aarde. Boeta, jou omstandighede wat jy nou in sit, daai seer, daai pyn, dit wat jy tans deurgegaan het, dit definieer nie wie jy is nie. Jy is nie die omstandighede, jy is nie dit wat mense sê nie, jy is nie dit wat jy dalk verkeerd gedoen het nie, dit het gebeur. Maar ek het geleer in my lewe, hoe vinniger jy op 'n plek kan kom om jouself vry te spreek, klaar te kan maak met die foute en die mislukkings en die seer, en dit agter jou sit, vinniger kan jy vorentoe gaan. Jy het 'n doel op aarde. Maar om dit te kan verwenslik, sê ek dit altyd vir mans en vir vrouens, moet jy eers jouself leer ken. Jy moet jou eers self weer kan vertrou. Jy moet eers jouself weer kan liefkry. 'n Liefde wat net God vir jou kan gee. 'n Liefde van genade en vergifnis wat Christus vir my bewerkstellig het aan 'n kruishout. Juis dat ek, juis waar ek nou is, kan weet, hy het my eerste lief gehad. Ek kan aanneem vergifnis, ek kan aanneem genade. Ek wil vir jou weer eens sê, wat ek baie aande sê in my dienste, raak ontslae van die maskers in jou lewe. Streef jou eie drome na, en hou op om jou met ander mense dalk te wil vergelyk. Kyk elke dag in hy spieël en sê, ek is okay. Ja, ons maak foute, ons werk daaraan. En mag jy in hierdie mooi maand, juist die genade sien, wat vir ons in 'n kruishout bewerkstellig is, dat daar's vir my genade. Hier's vir jou genade om op 'n plek te kan kom, waar ek sal kan gaan en myself weer kan ontdek, en op 'n plek te kan kom, om nooit moed op te kan gee nie. En ja, daar's ongelukkig
dinge wat gebeur wat jou en my in ons emosies aftrek. Daar's dinge wat gebeur wat ons dreineer. En dalk het jy in die laaste jaar, jy weet jou krag om op te staan verloor, jou identiteit verloor, jy het moeg geraak om, jy weet, jouself te probeer verduidelik. En dan gebeur dit so dat ek en jy in ons emosies, jy weet, maar net meer en meer op ons laai. En hierdie emosionele bagasie, jy weet, maak dat ek en jy nie meer die mooi sien daar buite nie. Ek moet julle gou vertel, ek probeer die video opspoor, hulle is besig om vir my te soek. Maar Vrydag wil ek hier langs die rivier gou 'n videoetjie gaan maak. Maar jene, ek gly, ek is net klaar, mooi aangetrek. En ek wil 'n boodskap stuur vir 'n predikant, en terwyl ek die nota neem, die voetnota maak of die voice note, loop ek hier af met afdraande na die rivier toe, maar ek gly in die modder. Netjies aangetrek, mooi skoon gewas, laat die modder, dat ek nie my skerm van horlosie kan sien nie, laat jou elmboot, jou langmou hempie, soos 'n ou modder, jy bad lyk wat ek ingebad het. Maar ek het lekker aarde toe gekom. Partykeer kom ons hart aarde toe. Nou, dit was iewers op kamera opgeneem, want langs die rivier is kameras. Nou as ek het kry, dan gaan ek dit hier plaas. Maar het ek vir my ou stukkie plot gekoop hier in Frankfurt. En baie keer gebeur dit dat ek en jy in die lewe, jy weet, voel of ons 'n plaas gekoop het, ons het hard geval. Jy voel dalk vanoggend dat in 2025 was jy so mooi op dreef en ewe skielik kry jy slegte nuus. Jy kry 'n doktersuitslag wat jou net omkeer. Daar gebeur goed wat jou lam maak. En dan begin daar goed op jou groei. En jy begin die leuns te glo van mense, jy begin die leuns te glo van dalk omstandighede. Om werklik gelukkig te wees en om jou volle potensiaal te kan bereik, kan jy nie onnodige bagasie saam met jou sleep nie. Maak klaar met emosionele bagasie. Slegte goed gebeur met goeie mense en goeie goed met slegte mense. Emosionele bagasie. Onbewuslik sit jy daai klippe in daai rugsak van jou lewe en jy sleep dit met jou saam. En nou dat jy weet wie jy is dit tyd om dalk te kyk wat jy met jou saamdra op hierdie lewensreis. En ek wil jou uitnooi op hierdie pragtige oggend om op jou lewensreis, waar jy nou is, waar jy tans jouself bevind, kyk 'n bietjie wat se emosionele klippe jy in hierdie sak het. Wat jou aftrek, wat maak dat jy nie jou volle potensiaal gebruik nie, by uitkom nie, en jy nie meer kan glimlag nie, jy nie meer kan fokus nie. Ek is donderdag in Kempton Park en ek sit om die tafel saam met Reverend Shane Fraser, en terwyl ek daar sit, antwoord hy 'n oproep, en terwyl hy met die persoon gesels in die kantoor, ervaar ek hierdie opgewondenheid in sy stem oor Palm Sunday wat vandag is, en waar hy gaan bedien. En dit bring my, terwyl ek daar sit by, mag die evangelie altyd 'n opgewondenheid in my wakker maak. Mag die woord 'n opgewondenheid bring, dat dit wat my aftrek, jy weet, die opgewondenheid in Christus, die plan, die droom, die identiteit wie ek is in Christus, sterker word en groei soos 'n plant, dat dit hierdie negatief, hierdie vuil, hierdie donker kan deurbreek. Nou ja, dis nou daardie tasse vol van gister en eergister se pyn en lyding en opgeskorte emosies
wat ek en jy dalk tans nie meer deel, of ons maar net onder 'n klip sit en hoop en vertrou dat dit eendag net sal weggaan, wat tog kom om jou en my van vandag se joy te kom wil roof en van kom steel. Ek wil gou vir jou sê, as ek en jy net dit kan onthou vanoggend, wat verby is verby. Hou op, gaan grawe in die gisters en in die eergisters. Jy sal dit moet los. Die beste ding wat jy en ek vir onsself kan doen in hierdie dag, is om daardie tasse oop te maak, die emosies daarin te bekyk, en dan tot aksie oor te kan gaan. Is jy steeds kwaad vir daai onderwyser op skool wat gesê het jy is dom? Is jy nog steeds kwaad vir daai ex wat jou seer gemaak het en dinge gesê het? Wat van die verskillende seer wat jy in jou ronddra omdat jou man jou dalk verkil het of jou vrou dalk weggeloop het met iemand? Die tyd om te vergewe. Vergifnis. Jy's in hierdie tyd van Paasfees wat voorlê, en jy's in hierdie tyd, dink ek aan vergifnis. Vergifnis vir my. Kan ek vir jou sê, vergifnis maak gesond? Hallo? Kwaad wees, gebeledig voel en heeltyd aan daai seer kry dink, belemmer net een persoon. Jouself. Niemand anderste nie. Maar wat as jou swaarste tas 'n klomp skuldgevoelens bevat? Skuldgevoelens oor foute, skuldgevoelens oor dinge wat gebeur het. Ek wil gou vir jou ietsie sê. God is groter as jou gisters. God is groter as jou teleurstellings. Dan wil ek haas om vir jou te sê, dalk het dit tyd geword om by 'n plek te kom, om vir jouself te sê, ek kies om my hart te vul met hoop, en ek fokus op nuwe geleenthede. Hierdie is my wedloop. Hierdie is my pad. En ek kan nie van jou verwag om my drome vir my uit te leef nie. Ek kan nie my hoop en ek kan nie my geluk op iemand wil bou nie. Eerlikheid, mens, ek dink dit is hoekom ons baie keer teleurgestel is in kerke, teleurgestel is in mense, omdat ons hoop in mense plaas. Jy kan nie, moet jou nie vanoggend aanhou slaan met 'n stok om te mis, omdat jy teleurgestel is. Maar kyk juis nou uit 'n nuwe perspektief. Maak weer die venster oop van jou hart en sien vanoggend nuwe geleenthede. Sien vanoggend dat God het nog steeds 'n plan. Sien die prys wat betaal is dat jy kan oorbegin, 'n nuwe lewe kan hê. Hou wel in gedagte dat al hierdie is 'n proses. Ja, dit is 'n proses. Moenie oornag wonderwerke verwag nie, maar moet ook nooit opgee nie, want ek het geleer, daai opgee, mis jy uit van die groot dinge wat Abba Vader vir my en jou instoor het. Terwyl ek hieroor praat, dink ek aan 'n ander punt wat ek kortliks ook sommer met jou wil deel. Sê nou ek is nie goed genoeg nie. Dis nie verkeerd om soms bang te wees nie. Maar jy hoef nie toe te gee aan hierdie verlammende effek wat dit tot gevolg het nie. Onthou jy toe jy nog op skool was en dit was eksamentyd en jy het gestudeer tot jy gevoel het asof jy daai vraestel of daai boek kan opsê eintlik in jou slaap. En dan stap jy by daai eksamenlokaal in, kan jy dit onthou en jy voel paniekbevange en jy voel vir een oomblik jy kan niks onthou nie. Ek onthou nog in 1992 in een van my vraestelle in die eindeksamen.
En ek moes gaan stil sit ten minste vir 4 minute. Dit het gevoel soos 'n uur. Ek moes diep asemhaal, en ek moes vir myself sê, jy het geleer. Jy het jou alles ingesit, raak net rustig. En vir 'n oomblik het dit teruggekom. Ek was nou nie een van die skerpste potlood op skool nie, maar ek was nou ook nie een van, jy weet, die dowwe dollas gewees, of die dowwe mannetjies nie. Maar baie keer laat ons toe dat dinge op ons groei. Baie keer laat ons toe dat die opinies van mense jou en my belemmer. Onthou vanoggend wat ek vir jou sê. Jesus kom in Jesaja 1 en hy kom herinner hulle dat ek kan dit op my vat. Maar dit vra dat ek en jy daai keuse moet maak. Hoe het jy dit oorbrug? Wel, jy het maar ingegaan in daai eksamenlokaal, jy het jou asem opgehou en jy het begin asemhaal en jy het hierdie eksamen aangevat. En dis presies wat ek en jy dalk vandag moet doen in ons lewens. Om jou eie lewe weer vlerke te gee. Jou eie lewe weer te kan in opstaan. En almal weet verandering is deel van die lewe. Tog sukkel baie van ons om daarbey aan te pas. Wat as ek nie goed genoeg is nie? Wat as ek vandag my woorde vergeet? As ek nie hierdie projek kan voltooi nie, Stef, as ek nie die man kan wees, of ek voel ek nie die man kan wees vir hierdie vrou nie, vir hierdie man dit te kan wees nie, vir my kinders nie. Hou op die leuns glo. Ek praat met jou juis om weer op hierdie ontdekkingsreis te kan gaan in jou lewe en te ontdek dit wat hy vir my en jou gedoen het, die Messias aan die kruis hou. Hy het vir my weer identiteit gegee, hy het vir my weer 'n nuwe lewe gegee. Dan is daar hierdie gesegde wat sê, fake it, till you make it, inskop. Doen wat jy moet doen. Onthou wie jy is, weet vandag waartoe jy in staat is. En jy het dalk jou drome prys gegee, jy het dalk ophou droom, jy het dalk handdoek al reeds ingegooi. Bring my by die volgende. Daai foute en mislukkings op ons elkeen se paaie. Kan ek vir jou sê, almal maak foute. Om die waarheid te sê, mislukkings en sukses is twee kante van dieselfde muntstuk. Geen mens kan sonder mislukking sukses behaal nie. Ek hoop jy hoor wat ek vir jou sê. Ek kyk na Elon Musk en ek sien hoeveel keer hy dierpryse betaal het voordat daai eindproduk 'n sukses was. Nou ja, foute en mislukkings is ons nou nie eintlik iets wat ek en jy graag wil oor gesels nie. Tog is dit ook iets wat ek en jy nie kan ontduik nie. En op 'n pragtige oggend soos hierdie kos dit dat ek en jy dalk die kostewesel begin bereken in ons lewens. Verkeerde besluite word geneem en soms werk dinge nie uit soos dit moet nie. Dit gebeur. Dis die lewe. Wat belangrik is hoe ek en jy daarop gaan reageer. Hoe gaan jy, as jy vandag hierdie foon neersit, hierdie boodskap van wegstap, hoe gaan jy op dit reageer en op hierdie emosionele bagasies, op hierdie mislukkings en elendes? Gaan jy in 'n hoek sit en huil en jouself jammer kry en nooit ooit weer wil probeer nie, of gaan jy daaruit begin probeer leer? Jou fout erken, opstaan en aangaan. En natuurlik is dit vanoggend sodat baie keer is ons in denial, ons wil dit nie erken nie. Moenie soos 'n strandbal wees wat lig en vrolik deur die lewe bons.
maar met die geringste ou doring of klip stikkend gesteek word, en dan lewenloos bly lê nie. Wees soos 'n ou muurballetjie. Jy al muurbal squash gespeel? Dit maak nie saak hoe hard jy dit teen 'n muur slaan nie. Dit hop altyd weer met 'n groter spoed terug. En hoe warmer daai balletjie word, hoe meer fleksibel is hy. Gebruik jou terugslag, gebruik jou teleurstellings en daai eienaars tot jou voordeel. Jy sê vir my, Stef, dit klink nie vir my of dit sin maak nie. Leer daaruit, maar gaan aan. Leer daaruit en staan op. Leer daaruit en gebruik dit wat jy na teruggekyk het eens op jou tyd, en maar net in 'n hoek bly sit het, en gevoel het dat jy wil 'n vertoë rig na God en sê, Here, ek kan ons nou getuig van ellende en seer, ek wil nou nie meer aangaan nie. Dalk het dit tyd geword dat ek vanoggend op daai plek sal kom om dit te weet te gebruik, want die duiwel wil my herinner aan my verlede. Hy wil jou herinner aan jou verlede, dat dit tyd geword dat jy die duiwel weer herinner aan sy toekoms. Herinner jouself wie jy is in Christus. Herinner vanoggend jouself wat die woord van jou en my sê. Vat Jesaja 1, vat geskrifte, maak beloftes jou beloftes. Maak dit wat God in stoor gehad het vir die volk joune. En dit het tot krag in 2025. Juis in hierdie tyd wat ons as gelowiges, ons weet nou die moslems het nou Mubarak gehad en ons weet dat hulle het nou hulle vastheid gehad. Weet jy wat die verskil tussen ons en 'n Hindoe en 'n moslim? Ons God weet ons lewe. En die wonderlik is, hy het vir ons Heilige Gees gegee wat in ons woon. En die mooie is dat dit jou en my leer en onderrig en ons lei. Ek moet hierdie gebruik om te kan sê ek weet wie ek is in Christus Jesus. Ek wil vanoggend iets dalk met jou deel wat dalk nodig is om te hoor. En ek wil vir jou sê, Boeta, hoor baie mooi. Susan, verander jou denke. Verander vandag jou lewe. God praat hier met die volk en sê, as julle by 'n plek kan kom om hierdie joune te maak, het ek vir jou al hierdie instoor, maar as jy dit nie gaan gebruik nie, dan gaan die oordeel kom, en dan gaan die swaar tye kom. Is dit nie so dat ons baie keer onsself in posisies onnodig plaas nie? Wat is een van die belangrikste eienskappe wat jy moet hê om jou volle potensiaal te kan uitleef? Jy moet die krag ontdek wat daar in jou gedagtes en woorde is. Ek moet my gedagtes vul met die positief van die woord. Ek moet wegstoot die gedagtes van dood en negatief, en ek dit nie kan maak nie. En ek vind my baie keer ook dat ek in my lewe toelaat dat die sintuiglike my van baan het verander, die sintuiglike my laat negatief raak, die sintuiglike my baie keer my fokus laat verloor. En dan sal ek dit ook uiter deur my woorde. Jou lewe sal altyd die produk van jou gedagtes wees. Jou gedagtes is soos 'n magneet. Ons trek die dinge aan wat ons die meeste aan dink. Indien jy positiewe, gelukkige gedagtes dink, sal jy ander positiewe en gelukkige mense na jou toe trek. Nou vra ek jou, wie sit in jou kring? Wie sit aan jou tafel? Wie laat jy in jou binnekring toe?
Kies lewe. Kies positief. Jy kan kies wat jy dink en hoe jy dink. Dalk het jy in hierdie gewoonte verval om negatiewe goed te dink en negatief met jouself te praat. Die goeie nuus is, en ek het vir jou goeie nuus, jy kan dit verander vandag. Een van die grootste geheime tot positiewe gedagtes is dankbaarheid. Ons moet hart hê wat oorloop van dankbaarheid, want dan sal ons minder dink wat alles verkeerd is. Jy moet doelbewus, en ek wil afsluit om vir jou te sê, jy moet doelbewus kies om positief te dink en met 'n dankbare hart die lewe aan te pak. Probeer dit. Probeer dit en kyk hoe verander jou uitkyk op jou lewe. Jou uitkyk op die lewe. Op jou omstandighede. Boeta, positiewe gedagtes kos niks nie. Maar kan lewensverrykende gevolge hê. Onthou dit. Ek moet my gedagtes en my opinie rondom my situasie op hierdie Sondag verander. Of wanneer jy hierna luister, dalk het te sê dat ek kies lewe bo dood. Ek kies positief bo negatief. Ek kies om beter te word in plaas van om bitter te bly. Ek kies vergifnis. Ek kies dankbaarheid. Ek kies dit. Jy ry dalk nog in die bed of jy teruggekom van nou drafsessie of jy gaan nou dalk draf of jy gaan dalk nou na 'n braai toe of jy gaan dalk heel middag uit en jy gaan geniet die dag. Iewerste moet ek en jy tog die koste bereken. Iewerste moet ek tog hierdie vat en ek moet mos maar kyk of daai balansstaat balanseer. Dalk het dit gevra vir my en jou deur hierdie sessie vanoggend om die koste te bereken. My woorde te verander, my gedagtes te verander en op 'n plek te kan kom om, soos ek gesê het, hierdie emosionele bagasie, die tas oop te maak. Dit wat ek nooit meer wil deel nie, en jy deel dalk nie met seer en met pyn en dinge vir baie lank, maar vanoggend praat die Heilige Gees met jou en met my om te sê, dit het tyd geword om dit aan te spreek. En ek wil vanoggend saam met jou afsluit in gebed en ek wil saam met jou bid dat jy hierdie besluit sal neem om weer te kies om op te staan, weer te kies om te begin glo in jouself, weer te vat wat die woord rondom jou en my sê dat ek is tot alles in staat. Ek is duur gekoop. U arm is nie te kort nie, u oor is nie te doof nie. Ek is u oogappel. U oog is op my. U sal my nooit begewe en verlaat. Ek moet dit myne weer maak. Ek moet hierdie weer laat groei soos mos in my lewe. Moenie mis die nou oomblik. Moenie mis dit wat Jesaja 1, hierdie uitnodiging wat God vir die volk gegee het. Hy het hulle 'n keuse gegee en die keuse is ook jou en my keuse in hierdie oggend. Hier stap ons in Goeie Vrydag in. When he was on the cross, I was on his mind. Die voorhangsel het geskeur en het vir 'n oomblik donker geword. En ek dink die demone het opgewonde geraak, want in die geestelike riem het Christus gesterf volgens hulle. Maar toe daai telling afgetel word, tot hy sy asem uitblaas, was dit eintlik maar net 'n telling wat Christus verander het. Om te sê, ek vat die doderyk se sleutels, dat geen
emosionele bagasie, geen seer en pyn en verlede en sonde en ongeregtigheid meer hou vas op Stefan André Pieterse se lewe in 2025 sal hê nie. Dat ek en jy dit kan proklameer, want in Christus is lewe, in Christus is sterkte, en deur sy bloed het daar vir my en jou vrymaking en verlossing gekom. En vanoggend, Here, vat ons vat elkeen dit, ons vat die oorwinning, ons vat die deurbraak. Ons wil vandag besluit neem om hierdie maskers wat ons dra in die lewe neer te sit, aftaal en ons oë op U te rig, en vanoggend weer onsself te ontdek, weer vandag te ontdek U plan en U doel. Dit begin deur om my eerste stap te neem. Dankie dat ek dit kan herken volgende. Dankie dat ons dit kan bely volgende. Dankie vir die Via Dolorosa. Dankie vir Golgotha. Dankie vir 'n graf wat leeg is. Wat vir my die versekering gee. I can make it. In Jesus se naam bid ek vir jou vir krag en sterkte, voorspoed en seën. Mag hierdie 'n oomblik wees in jou lewe wat jy daai tas met bagasie neersit. Vandag 'n besluit neem om daai ellende neer te sit en te sê ek kies woorde van lewe, my gedagtes doelgerig. Vir my was lekker geweest om vanoggend saam met jou te kuier en kyk uit om vanaand 8uur weer eens so saam met jou te kuier en moenie uitmis vanaand nie. Ek het 'n besonderse boodskap wat ek graag met jou wil deel. Dit was my baie lekker geweest om vanoggend saam met te kuier en weer eens vir u wat laat ingeskakel het, my nommer wat op TikTok verskyn en ook op Facebook. Ek gaan nou dit plaas ook op YouTube en dan die boodskap ook laai op TikTok. Jy's goed genoeg. En ek wil graag dat jy, as jy wil op ons groepies kom, stuur 'n WhatsApp en sê Stef, laai my op die groep en jy kan vanoggend en vanaand al die boodskappe plaas ek daarop, sodat jy dit kan gebruik vir huisgodsdiens of jy weet vir jouself kan gebruik om, of dalk vir iemand aan te stuur wat dit dalk nodig het. Lekker gewees om saam met jy te kuier, geniet daai skaalboutjie vanmiddag, of 'n varkboutjie, en wees rustig, sien mekaar vanaand. Lekker gewees om saam met jy te kuier. Goedheid en guns. God bless.